Liewe vriende, familie, luisteraars, baie welkom en dankie dat ons vandag weer saam kan reis. Ons is besig met ons hooftema, die kruis van Christus. En vandag is ons subtema, die regering. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dit is vir my nogals opvallend dat ons so maklik, as ons praat oor die regering, eerder 'n grappie maak of eerder negatief is, as wat ons werklik vir ons leiers bid. Werklik daaroor dink, wat beteken dit dat ons kinders van die Here is in 'n land waar ons met ons leiers in vrymoedigheid kan praat, waar ons briewe kan skryf, waar ons 'n publieke stem het. Ek wil graag vir julle lees uit 1 Timoteus 2 vers 1 en 2. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Hoe behoort ons as kinders van die Here na die regering te kyk? Die regering is daar gestel deur God, en die verwagting is dat hulle sal regeer op so 'n wyse dat dit goed sal wees in die oë van God. Daarom, omdat dit 'n dienaar is van God, behoort ons die regering te respekteer en gehoorsaam te wees aan die regering. Die vraag wat dikwels gevra word is tot watter mate of tot watter punt behoort ons gehoorsaam te wees? Wat as daar besluite geneem word waarmee ons nie saamstem nie? Familie, ons behoort gehoorsaam te wees tot die punt waar gehoorsaamheid aan die regering sou beteken dat ons ongehoorsaam teenoor God is. 'n Goeie voorbeeld hiervan is Daniël en sy vriende, waar hulle die koning en die regerders van daardie land waartoe hulle weggevoer is, gerespekteer het en hulle bedien het en gedien het. 'n Goeie voorbeeld is Daniël en sy vriende, waar hulle die koning en die regerders gerespekteer het en gehoorsaam was tot op die punt toe, waar gehoorsaamheid aan hulle sou beteken dat hulle ongehoorsaam aan God sou wees. En wat so mooi is, by daardie punt het hulle ook die geleentheid gebruik om te getuig. Hulle was nie aanvallend nie, in vrede het hulle oortuiging gedeel. Dus, al stem ons nie saam nie, respekteer ons hulle steeds. Nou wat word van ons as kinders van die Here verwag vanuit die kruis van Jesus? Die kruisiging van Jesus het in die publiek plaasgevind. En dit roep uit na genade en liefde, regverdigheid en geregtigheid. En daarom in die lig van die kruis, omdat ons lewe daar saam met die Here neergelê het en 'n nuwe lewe in hom opgeneem het ons dan ook die verantwoordelikheid en die roeping om in die publiek, ja, ook teenoor die regering uit te roep na genade en liefde, vrede, reg en geregtigheid. Ons het dus 'n publieke profetiese stem. En dit sluit tog aan by die idee dat ons gestuur word met lig in die wêreld in, dat ons sout vir die aarde is, dat ons 'n roeping het om God se beeld en sy verteenwoordiger te wees. Kom ons gebruik dan hierdie geleentheid om vir ons leiers te bid. Here, ons bid vandag vir ons regering. Here, ons bid dat hulle diep bewus sal word hoe lief U hulle het en dat hulle sal regeer vanuit U kruis. Here, dankie dat ons in 'n land is waar ons met vrymoedigheid U naam kan grootmaak. Help ons leiers om dit juis te gebruik. Help ons leiers om juis Jesus te verkondig in ons land. Ons bid dit in U naam. Amen.